Baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u, dat die woord van God vir u altyd van kardinale belang is. Nou ek gesels vandag in die onderwerp wat gebeur na die wegraping, die sogenaamde pre-tribulation rapture, en ek gaan dit doen na aanleiding van 'n gesprek wat gevoer was tussen Dani Botha en Amanda Loftus. En dit is belangrik dat ons na hierdie video gaan kyk, want daar is met soveel onkunde omgegaan met die skrifte wat eisegesis gebruik word, buitekant konteks, en dit is vir my baie ernstig. Nou daar's baie mense wat glo in 'n pre-trib en ons moet nie vyande wees as ons verskil van mekaar nie, maar dit is baie ernstig en baie belangrik dat ons gaan uitkom by die waarheid van die woord, want dit gaan ons lewens raak. So kom ons spring dadelik weg. Nou in die eerste plek is ons hier om mekaar reg te help in liefde. Ons gaan nie vyande wees in die liggaam van Christus nie. Christene behoort om 'n tafel te kan sit en met mekaar te kan gesels oor die verskille wat hulle het met mekaar. Daar's net een waarheid en dit kom uit die woord van God en ons moet mekaar reg help. En daarom is hierdie skrifgedeelte vir my so belangrik. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En daarom gaan ons probeer uitkom vandag by die ware eksegese van die skrifgedeeltes, die ware konteks daarvan, en dit is baie belangrik. Nou daar is baie misleiding rakende die pre-trib rapture of die pre-trib wegraping. Daar's baie mense wat vashou aan hierdie leerstelling. Dit kom baie keer deur oorlewering en mense wat maar 'n skrif uit konteks gebruik om by so 'n leerstelling uit te kom. Nou ek was vir baie jare vasgevang in die leerstelling van die pre-tribulation rapture en met baie jare en baie studie wat ek ingesit het, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat dit absoluut nie 'n ware leerstelling is van die Bybel nie. Jy sien mense gebruik skrifte soos ons gaan nie deur God se wraak gaan nie. En dan glo die 7 jaar is God se wraak, terwyl die 7 jaar periode basies opgestel is in 'n tydperk van die begin van smarte, dis die eerste 3,5 jaar, dan begin die laaste 3,5 jaar waar die groot verdrukking eers begin, en dadelik na die verkorte verdrukking sal God sy wraakoordele oor hierdie aarde uitgiet. En dit is wat in die laaste week van Daniël gaan gebeur. Maar hierdie leerstelling is absoluut 'n leuen, dit kom nie die woord van die Here uit nie, daar's mense wat met my verskil, wat aanvallend is, en ons moet net gaan kyk wat die woord van God leer. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip, waarin Dani Botha dadelik verkeerd begin oor die 69ste sewetal van Daniël. Hy sê ons lewe nou in daai tyd. Kom ons gaan luister. Jy het my laas keer gevra, as hy by sy nou blaas en die wegraping vind plaas, Ja. wat gebeur met hulle wat agterbly? Ja. En wat is die volgorde wat gebeur? Alright. Ons leef nou in die 69ste week van Daniël. Daniël 9:26, as jy van daarvan lees, sal jy sien daar 70 weke en dit is 490 jaar. Nou dis amazing, 70 weke, onthou jy wat het Petrus vir Jesus gevra? Hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 7 keer op 'n dag. Toe sê Jesus nee. 70 maal 7. Waarop het Jesus gesin speel? Die wederkoms. Hy sê vir Petrus, jy moet vergewe tot ek weer kom. Sjoe. Dis 7 maal Ja, 70 is 490 jaar. En dit is die tydperk wat Daniël se 70 weke is, 490 jaar. Ons is net in die interim, die 69ste week nou. Ek wil dadelik begin deur te sê, as Jesus praat van 70 maal 7, dan praat hy van volkome vergifnis. Jy moenie net half wat vergewe nie. En as hy dan gesinspeel het op die wederkoms, dan praat ons van 490 jaar. Dan moet Jesus kom aan die einde van die 490 jaar en nie 7 jaar voor daardie tydperk eindig nie. So, maar hoe dit ook al sê, vergifnis is belangrik en daarom stem ek saam met Dani Botha, ons moet volkome vergewe. En dis die boodskap van Jesus Christus. Maar kom ons kom by die konteks. Hy praat van ons lewe in die 69ste week van Daniël. Nou as jy Daniël 9:24 tot 27 lees, dan sal jy sien dat
7 7-talle plus 62 7-talle. Met ander woorde, na 69 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, dis Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het. Nou sê hy ons lewe in daardie tyd van die 69ste 7-tal, dis maar net bloot onkunde, dalk het hy dit 'n fout gemaak, maar dis wat hy leer, maar die woord is baie duidelik dat ons lewe nie in die 69ste 7-tal nie, maar ons lewe tussen die 69ste en die 70 is die 7-tal. So dis baie belangrik. So ons gaan wel die 70ste 7-tal binne gaan, want daar is nie 'n pre-trib rapture nie. So daar gaan nie 'n tyd wees, 7 jaar voor die tyd gaan ons weggeraap word nie. Maar dis wat hierdie mense glo. Maar goed, kom ons gaan voort. In die volgende video gaan ons kyk na Dani Botha waar hy besyne hoor blaas het. Hy het Openbaring 8 gelees. Ek was nie by gewees toe dit gebeur het nie, so ek kan nie sê hy het dit nie gehoor nie, maar wat is die boodskap van hierdie basyne? Kom ons gaan kyk wat hy sê. En ek vra te vir hulle, hoorie, het julle die basyn geblaas, want ek sien toe daar lê 'n ramshoring op die kaggel. Hy sê, nee Dan, hy sê, kyk hoeveel stof is hy ding, ons het jare laas 'n ramshoring of 'n ding op hierdie plaas geblaas. Toe blaas die Here vir my die ramshoring 7 keer. Voor hierdie versie, en die 7 engele met die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. Net voor ek dit lees, toe blaas die basyn. En ek het totaal getoer daar in die Kaap, en ek kom terug by die huis en ek sit die dag, en ek wonder oor die ding wat my gebeur het. Ek sê, Here, is dit U wat dit gedoen het? Amanda, daar blaas hy weer. En hy blaas in die estate waar ek bly. En dit klink of hy net agter die muur blaas, en hy blaas weer 7 keer. Maar die lae een was toe nie by nie, net die hoë een. Net om vir jou te wys hy was. En die Here sê vir my, dis ek wat geblaas het. My koms is voor die deur. Nou, dis wat ek wil sê, dat die wegraping is 'n signless, timeless event. Daar is niks wat nog in vervulling moet gaan, wat nog moet gebeur, dat die Here Jesus kan kom nie, dat die wegraping gaan plaasvind nie. Nou ja, Dani Botha het hierdie basyne oorblaas. Ek het die videoklip se effens verkort, en hier sê hy dat hy dit in 'n estate weer gehoor het, en hy het Openbaring 8 gaan lees, en dit praat van die 7 engele wat gereed staan om te blaas, en dit spreek maar net van die oordeele van God wat gaan plaasvind na die groot verdrukking. Dan het die pre-rapture reeds plaasgevind, die kerk is weggevat voor die wraak van God, so ons gaan nie daai basyne sien nie, maar hy sien hierdie as 'n waarskuwing dat die wegraping op hande is. En hulle glo mos dat die 7 jaar die tyd van God se wraak oordeele gaan wees, terwyl dit glad nie die geval is nie. Maar kom ons gaan kyk, hy sê uit hierdie basyne oorblaas, en nou ja, hy sê dit gehoor, en dat dit vir hom 'n teken is dat die wegraping nou naby is. Nou wil ek vir u dadelik sê, hy sê die Here het gevra, Here, maar hoekom? Toe sê hy, die teken van my koms is nou naby. En dit is nie die konteks nie. Hierdie skrifgedeelte gaan oor die basyne wat gaan blaas na die groot verdrukking. Nie voor die groot verdrukking of in die groot verdrukking nie, na die groot verdrukking. U kan die skrifte gaan lees, want by hoofstuk 8 begin die 7de seël. By die 6de seël word die kerk weggeraap. Dan is dit nie meer in die oordeele nie. En dit is wat Dani Botha nou hier baie duidelik probeer leer. Nou hierdie 7 basyne het, soos ek gesê het, niks te doen met die het niks te doen met 'n wegraping nie, maar wel die oordeel na die groot verdrukking. So dit gaan nie gebeur na 'n pre-trib rapture nie. En hierdie mense hou vas aan hierdie veilige heenkome, wanneer die pre-trib kom, dan gaan ons nie hier wees nie. Die waarheid van God se woord is dat die kerk sal wie wees tot by Jesus se wederkoms. Daar is nie 2 wederkomste nie, daar is 1 wederkoms. En met daardie wederkoms gaan hy sy kerk kom weg haar padsou, kom wegvat saam met hom, om by hom te wees vir altyd. Dan keer hy terug op die wit perd aan die einde van die 7 jaar na Armageddon. Maar ek gaan nie vandag daaroor gesels nie. So die gedagte wat hy dan hier tuis bring is dat die wegraping geen tekens het of enige profesie wat dit moet vooraf gaan nie. Nou hoekom sal die Here nou die basyne vir hom blaas om hom te wys dat die wegraping nou naby is? As hy dan sê dat dit geen tekens of geen profesie wat vervul moet word, soos baie van sy kollegas wat hierdie dinge sê, maar baie van hulle verskil met hom. Hulle sê nee, daar is tekens, en u kan gaan kyk op die YouTube kanaal
the signs of his coming. Hulle glo daar is tekens vir die wegraping. Ander glo weer dit gaan nie wees nie. Dis 'n imminent gebeurtenis. Dit gaan enige tyd gebeur. Daar gaan nie tekens wees nie. En dit is nie die waarheid nie. Ek sou eerder sê dat hierdie is 'n openbaring aan Dani Botha, dat elkeen van ons wat in sonde is, of jy nou in watter sonde ook al mag wees, fornication, adultery, dis een van die sondes wat so maklik misgekyk word, mense wat in adultery ingetrou het, en hulle moet gaan kyk, dalk het God 'n waarskuwing vir jou en my, dat ons daardie goed moet breek mee, want ons gaan sy oordeele ingaan, as ons dit nie gaan doen nie. So dis baie, baie belangrik. Nou, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar hy die skrif het konteks gebruik, maar hy sê ook, dat die wegraping is 'n tydlose, en het geen tekens nie, en dan gebruik hy skrif in die Ou Testament, om natuurlik sy siening te staaf, dat in die Ou Testament word al gepraat van die wegraping. Kom ons gaan kyk. Dat die wegraping is 'n signless, timeless event. Daar is niks wat nog in vervulling moet gaan, wat nog moet gebeur, dat die Here Jesus kan kom nie, dat die wegraping gaan plaasvind nie. Ek het al in my programme, het ek al oor en oor bewys, die wegraping staan in die Bybel, dis 'n absolute feit. Die woord in Hebreëse wegraping is natsal, dit staan in die Bybel, dit staan in Jesaja 57 vers 1 tot 3 geskryf. Dit staan in 1 Tessalonisense 4, 16 en 17, Johannes 14, 1 tot 3, Sagaria 14, dit staan in Jesaja 24, so daar's, oral staan die wegraping geskryf, ons kan nie meer daarteen stry nie. Nou ja, Dani Botha praat van die tydlose, 'n tekenlose wegraping, en dan sê hy, dit staan oral in die Bybel geskrywe. Hy is baie duidelik daaroor. Nou, as dit oral in die Bybel geskrywe staan, daar staan niks van 'n pre-trib wegraping nie, Dani. Daar staan wel staan van 'n wegraping, of 'n wegvoering, of the gathering, soos hulle in Engels sê. Maar daar's niks van 'n pre-trib rapture in die Bybel nie. U moet daai skrifgedeelte vir my gaan wys. Hy sê dat dit 'n wegraping is sonder tekens en is tydloos, met ander woorde is imminent, en dat niks in vervulling moet gaan of gebeur voordat die Here kan terugkom nie. Nou, hoekom sal Dani Botha dan in baie van sy video's praat van die tekens wat plaasvind, die gerugte van oorloë, hy het nou die dag gepraat van Indië en Pakistan, en pestsiektes, die COVID en daai tipe van goed, en nou, as daar nou geen tekens en geen profesie in vervulling moet gaan nie, wat gee vir jou die versekering dat die wegraping nou op hande is? Niks nie. Jy moet onthou, as die groot verdrukking in die middel van die 7 jare aanvang neem, dan sal die wegraping imminent begin word. Maar nie voor die tyd nie. En wanneer begin die laaste 7 jaar? Wanneer daardie verbond gesluit word, wanneer daardie two-state solution, ek noem dit maar die two-state solution, want dit is wat gaan plaasvind, as daardie verbond geteken word, dan sal die laaste 7 jaar begin, en dan kan ons begin kyk na die wederkoms van Christus. Maar as dit nie plaasvind nie, kan dit nog jare neem. Maar mense glo dit is imminent, want hulle sien sekere goed gebeur, en ja, ons lewe in die eindtye, ons kan baie dinge sien wat skeefloop in die wêreld, maar die tekens van die tye is die begin van smarte in Matteus 24 vers 3 tot 8, maar meer daaroor op 'n latere geleentheid. Hy sê dat die wegraping oral in die Bybel staan, en dan wil ek net vir u byvoeg, die wegvoering vind plaas by die wederkoms, 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3, wanneer die wederkoms plaasvind, dan sal die wegraping plaasvind. Daar's nie 'n wegraping apart van die 7 jaar, van die wederkoms en 7 jaar voor dit nie. Dit staan nie in die Bybel nie, hulle voeg dit in die Bybel in, om 'n pre-trib te kan akkommodeer. Nou, hy gebruik 3 skrifte in die Ou Testament, Jesaja 57 vers 1, Sagaria 14, Jesaja 24, en hy het vele ander genoem, maar kom ons begin net by Jesaja 57 vers 1. Hy sien 'n pre-trib hier, dit staan nie in daardie skrifgedeelte nie. Die konteks is in die tyd van die Jode en die profeet Jesaja, hy sê die vrome sterf en rus om aan die boosheid te ontkom. Hulle gaan slaap op hulle beddens, hulle is in hulle grafte, en
Hulle sal wel opstaan by die wederkoms. Maar hierdie is nie 'n wegraping nie. Hierdie is maar net om te wys dat die vrome sterf en hulle gaan rus om aan hierdie boosheid van hierdie wêreld te ontkom. En dis die konteks. Daar staan nie 'n pre-trib rapture daar geskrywe nie. Ek dink Dani Botha moet gaan luister na Raymond Lombard, wat eintlik dan tereg sê ook dat daar geen skrifgedeelte in die Ou Testament is wat praat van 'n wegraping nie. Dit staan in die Nuwe Testament. Dit was nog nie bekend daai tyd nie, maar daar was nie 'n kerk nie. So ek dink hy moet bietjie gaan luister na Raymond Lombard ook. Hy is heeltemal reg daarin. Nou die volgende skrifgedeelte, Sagaria 14, spreek van wie Jesus sy voete op die Olyfberg gaan neersit, Openbaring 19:11, en hier's geen wegraping nie. Hier kom ons saam met hom terug. Hier is nie 'n wegraping nie. Dan die laaste skrifgedeelte, Jesaja 24 vers 21 tot 23. God se wraak vind by die 6de seël plaas. Nou, hierdie skrifgedeelte praat van die son, die maan en die sterre wat hulle lig nie gaan gee nie, en dit stem ooreen met Openbaring 6:12, Matteus 24 vers 29 tot 31, wat dit spreek van die kosmiese tekens, en dan sal die wraak van God begin. Maar hy sien pre-trib skrifgedeeltes in hierdie skrifte wat nie bestaan nie. Totaal buite konteks. Nou ja, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waarin hy dan praat oor 1 Tessalonisense 4 vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En hierby wil hy dan eintlik sê dat ons moet mekaar moet bemoedig dat die wegraping gaan plaasvind, dat ons nie deur hierdie verskrikkinge van hierdie wêreld sal gaan nie. Kom ons gaan luister. Die Bybel sê vir ons daar's 'n wegraping. Die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van die aartsengel. Dan sal die wat in Christus gesterf het, eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle weggevoer word, die wolke en die lig, die Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. Dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Hoekom het die Here dit gesê, ons moet mekaar bemoedig, Amanda? Want Jesus, toe hy met die disippels praat, in Johannes 14, is die eerste woorde wat hy mee begin is, laat julle harte nie ontsteld word nie. Verraad nie. Ontsteld word nie. Dis 'n ander ene. Ja, moenie dat julle harte bang word nie. Hoekom? Hy het geweet, hier waar ons nou is dit vreesagtige tye. Dis hoekom Absuko in Lukas 21:26 sê, die mense gaan hulle doodskrik. Ja. Van die dinge wat oor die aarde kom. Hy sê die see en die branders gaan dreun. En as jy vrees het, kan jy nie fokus nie. Dan kan jy nie fokus nie. Nou ja, Dani Botha gebruik 1 Tessalonisense 4 vers 18 buite konteks, en hy sê dat Jesus sê het julle met mekaar bemoedig. Paulus het hier gepraat, maar dit is reg. Wanneer Paulus praat, dan praat Jesus eintlik, en hy sê bemoedig mekaar, maar wat het Paulus bedoel? Hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, was die gelowiges van Thessalonika bekommerd oor hulle geliefdes wat al gesterf het en wat vooruit gegaan het, en of hulle weer met hulle gaan verenig. Hulle was bekommerd, wat het van hulle geword, gaan ons hulle weer sien, en dan verduidelik Paulus aan hulle dat ons hulle wel weer gaan sien. Wanneer Jesus gaan terugkeer, gaan hy hulle saambring, en ons gaan saam met hulle verenig word in die wolke, om by die Here te wees in die lig. Hy sê bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En dan verwys Dani Botha, en dan vat hy die skrifgedeelte, en hy sê in Johannes 14 vers 1 en 2, hy vergelyk net die twee skrifgedeeltes, en hy sê, hoekom het Jesus sê bemoedig mekaar? Hy sê, moenie dat julle harte ontsteld word nie, moenie vrees nie, glo in God, glo ook in my, en dan praat hy van sy wederkoms. Hy sê, ek gaan vir julle plek voorberei, en as ek weer kom, dan kom ek julle haal. En dit is die konteks, dat dit gaan oor Jesus, wat natuurlik praat met sy disippels hierso, en hy sê vir hulle, want hulle was baie, baie bevrees, omdat hy nou weggaan. Ons gaan nou kyk na daardie konteks, maar die konteks hier is nie, wat Dani Botha probeer verduidelik, dat moenie ontsteld word oor die dinge wat oor die wêreld gaan kom nie, want ek gaan julle met mekaar bemoedig, want ons gaan weggevat word voor die tyd. Dit het niks daarmee te doen nie. Hierdie bemoediging was oor hulle wat hulle geliefdes weer moet gaan sien, en hulle weet nie wat hulle weer gaan sien nie, en wat van hulle geword het nie, en dan sê die Here dit duidelik in sy woord, dat hy hulle weer sal saambring, terug sal bring, en ons sal met hulle verenig word, en dit geld vir alle gelowiges. Maar kom ons gaan kyk in die konteks van Johannes 14 vers 1 en 2, wat Dani Botha so maklik uit konteks gebruik, eisegesis. Nou hier staan dit baie duidelik, in these opening verses,
Jesus addresses the disciples' anxiety about his impending departure. So dit gaan oor Jesus se heengaan. Hulle was bekommerd, hulle gaan en daarom sê jy ook later lees, Jesus sê, ek laat julle nie as wese agter nie, ek stuur vir julle die Heilige Gees, die trooster, en so meer. He reassures them by encouraging them the trust in both God and himself. He describes his Father's house as having many rooms, symbolizing the abundance of space and the welcoming nature of God's kingdom. Jesus also promises that he will return for them, emphasizing the hope of reunion and eternal life together with him. So het gaan basies oor sy weggaan, en daar word hy gesê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Kan jy sien hoe maklik dat hy die skrif uit konteks gebruik om 'n pre-trib rapture, daardie bemoediging, ons gaan nie wees nie, ons gaan nie deur hierdie verdrukking gaan nie, absoluut buite konteks. En dis vir my kommerwekkend, dat mense wat hier praat, nie die skrif ken nie, en hulle moet gaan seker maak, hulle gaan vergewis wat die konteks is van daardie skrifgedeeltes. Nou, kom ons gaan kyk na 'n volgende videoklip, waar hulle praat oor die wegraping en die wederkoms, dat dit natuurlik twee verskillende gebeure gaan wees, en dan praat hy van Openbaring 8, wat in die middel van die verdrukking is. Hulle glo die 7 jaar is die verdrukking, en in die middel van die 7 jaar verdrukking, dan gaan hierdie oordeele nou kom. Kom ons gaan luister wat Dani Botha te sê het. As jy Esegiel gaan lees, sal jy sien, een van die opsigte. Die wederkoms is nie die wegraping nie. Die Nee. wederkoms is die tweede Die wegraping is die bassein wat nou gaan Yes. was. Nou binnekort. Ek sê vir jou, jy moet nie groen piesangs koop nie. Hulle gaan dalk nie ryp word. Ja. 7 jaar na die wegraping is die wederkoms. Goed. In die middel van die wegraping, die verdrukking, die groot verdrukking, wat Jesus gesê het, dis Openbaring 8, waar die engel die abyss oopmaak, die Apollyon en Abaddon, dis die Satan. Hy maak daai put oop, die abyss, en die demone kom uit, en hulle so baie, hulle verduister die son. Nou vra jy my, hoe gaan dit vir die mense wees wat in daai tyd hier is? Julle gaan met jou lewe moet betaal, want een van die pla is, die aarde se riviere word alles vol bloed. Nou ja, kom ons begin dadelik waar Amanda vir Dani Botha sê, die wederkoms is nie die wegraping nie. En dat 7 jaar na die wegraping is die wederkoms. Nou geef ons enige skrifgedeeltes, Dani, Amanda, geef ons die skrifgedeeltes. Moenie net praat nie, sê vir ons dit staan geskrywe dat die wederkoms en die wegraping aparte gebeure gaan wees. Want daar staan nie is 'n skrif wat sê dat 'n pre-trib gaan voor 7 jaar voor die tyd gebeur nie. Dit staan nie daar geskrywe nie. Hulle voeg dit in die skrif. Hulle voeg by die woord van God. Ons moet pas op om by te voeg en weg te vat. Jy kan nie dit doen nie. Gaan kyk na hierdie skrifgedeelte in sy konteks en die regte eksegese. Nou, Openbaring 8 sê Dani Botha is in die middel van die see van die verdrukking. Waar lees Dani Botha dit? Dit spreek van die wraak van God. Natuurlik by die 6de seël kom Jesus, dan eindig die groot verdrukking en by hoofstuk 8 begin die 7de seël. Die groot verdrukking is in die middel, Matteus 24 vers 15 tot 21, na die abomination of desolation. Dan sê Jesus, dan sal daar 'n groot verdrukking wees. Hy het nie gesê dan sal daar 'n 7 jaar groot verdrukking wees nie. Waar staan dit in die Bybel? Gaan lees die Bybel reg. Dit staan na die abomination. Wat is die abomination of desolation? Dis wanneer die tempel ontheilig word, die antichrist in die tempel sit en voorgee dat hy God is, dan ontheilig hy die tempel. Dit is daar die abomination of desolation. Nou sê hy hoofstuk 8 is die oordeele, dit begin in die middel van die verdrukking. Buite konteks, gaan lees jou Bybel reg. Dit staan na die 6de seël sal die oordeele van God in die 7de seël sy vervulling hê. Hoofstuk 8 praat van die 7de seël, die persyne, die skale, die laaste 7 plaae en so meer. Jy kan dit gaan lees van daarop en dan begin God se wraak, nie in die middel van die 7 jaar nie. Absoluut buite konteks. Hy sê dat die wat agterbly met hulle lewens gaan betaal. Nou hierdie is 'n geweldige gevaarlike leerstelling en baie van die pre-trippers leer hierdie ding dat die gelowiges met hulle eie bloed gaan betaal.
dat Jesus se bloed nie genoegsaam gaan wees nie. Jy gaan nie met jou eie lewe betaal om gered te word nie. Jy word doodgemaak omdat jy gered is en jy die merk van die dier geweier het. Jy gaan nie gered word omdat jy die merk geweier en as jy dan doodgemaak word met jou eie bloed betaal of met jou eie lewe. Wys my enige skrif wat dit bevestig. Dis 'n dwaling wat in die woord van God nie bestaan nie. Dit kom nie daarvoor nie en ons moet versigtig wees om hierdie goed te sê. Goed, ek gesels nou oor die waarskuwing teen hierdie valse leringe, pas op vir misleiding teen die pre-trib rapture leerstellings. Daar gaan geen pre-trib rapture wees nie, hoegenaamd glad nie, en ons moet voorbereid wees daarop. Mag die Here ons oë open, mag hy ons lei deur sy gees om hierdie dwalinge te kan vermy en gaan kyk wat die woord van die Here leer. Dis baie belangrik. Tot 'n volgende keer, mag die Here u seën, totsiens.